weet daar's baie debatte hier rondom, maar enige taal moet 'n gestandaardiseerde variëteit hê. Daar moet 'n gemeene deler wees, waar ons almal weet, jy weet, dit is min of meer die gemeene deler, en dit is eintlik wat standaard Afrikaans is. Jy weet nie, Afrikaans word verskriklik baie lande bestudeer by universiteite as hierdie merkwaardige, jy weet, taalbeplanningsprojek. Dit word amper as 'n bloudruk gesien van dit is hoe jy moet doen as jy 'n taal wil laat herleef. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Dr. Anneliese Vries, uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Ek dink jy is die jongste persoon in die 116, byna 117 jaar van die akademie wat as uitvoerende hoof aangestel is. Baie dankie dat ons land en sand vandag met jou kan gesels. Dankie Pieter, dit is 'n groot voorreg. Annelies, jy is nou byna 2 jaar in die pos as uitvoerende hoof. Voor dit was jy 'n dosent in taal by akademie, as ek dit reg het. Hoekom het jy aansoek gedoen vir hierdie pos, of is jy gewerf? Ek het aansoek gedoen, maar nadat iemand vir my gevra het en ek het gedog, ag, jy weet, dit is iets wat nou regtig nie my nou al te beurt sal val nie, as dit my ooit te beurt sal val in my lewe. En ek het aansoek gedoen want ek voel jy kon leer uit die proses uit, en dit is eintlik al wat ek gedink het ek uit die proses uit gaan kry. En ja, toe is dit nou baie meer as wat ek gedink het dit is, ja. Die akademie is later vanjaar presies 117 jaar oud, dink ek. Dit is eintlik ouer as Afrikaans as amptelike taal. Ja. Maar die akademie het nie eintlik begin vir Afrikaans. Jy kan net so kortliks net die geskiedenis vertel van die akademie. Ja, so die akademie is in 1909 gestig in Bloemfontein, en het ten doel gehad om Nederlandse taal en letterkunde en die kunste uit te brei, en later natuurlik het die fokus soos Afrikaans en Nederlandse lyne bietjie begin vervaag het dit toe nou meer Afrikaans geword, en toe's Nederlands later heeltemal uitgefaseer, en dit is die Afrikaanse Akademie, of die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, en het ten doel om Afrikaans in die kunste en in die wetenskap te bevorder. Maar een van die goeders wat vir my die akademie amper oopgebreek het, toe ek nou gehoor het ek hierdie pos, toe besef ek ook moet nog baie navorsing doen, want ek moet nog steeds baie navorsing doen, was een woordjie. En daai woordjie het vir my al so baie beteken, en dit gaan nie net oor Afrikaans nie, maar dit gaan oor landsbelang, daai woordjie in landsbelang. En dit het vir my die akademie en die strategie wat ek dink die akademie moet vorentoe vat, nogal oopgebreek. Dit gaan nie oor hierdie eilandjie van Afrikaans en uitnemendheid van Afrikaans nie, dit gaan hoe Afrikaans en die wetenskapsbeoefening en die beoefening van die kunste in Afrikaans binne die groter landsbelang eintlik geposisioneer word, en hoe maak ons met ons taal of met Afrikaans as 'n inheemse taal, in watter mate het ons 'n verhouding met die ander inheemse tale om in een groot Suid-Afrika regtig voorspoedig te kan leef. Die akademie is nogal, ek dink in daai stigterstydperk in 1909 was dit nogal bekende historiese figure, M.T. Steyn en J.B. Hertzog en so aan. Ja. Nee, dit is prominente mense gewees wat deel is van die stigterslede van die akademie, en dan baie keer kry ek so benoude gevoel, dan dink ek is Anneliese Vries, wie is ek nou eintlik? Soos my promotor destyds gesê toe ek besig was met my M, en nog nie lekker geweet het hoe werk hierdie hele navorsingsproses nie. Toe sê hy vir my, maar wie sê hierdie? Toe sê ek sê dit. Toe sê hy, maar wie's jy? Nou ek voel baie keer so as ek dink aan die stigterslede. Jy kry 'n ongelooflike ontsag vir daai mense wat die visie gehad het. Ek bedoel, dink in die tyd in 1909, dink in daai tyd, hoe was dit in daardie tyd? Wat was die sosio-ekonomiese omstandighede? En vir iemand om te sê, maar ons moet onsself onderwerp aan die beplanning van die hoër funksies van 'n taal, terwyl daar so baie armoede en ekonomiese krisisse in Suid-Afrika se geskiedenis, jy weet, in daai spesifieke konteks was. So ek dink regtig dit het voorheen natuurlik begin, maar die
beplanningsprosesse vir Afrikaans wat daardie mense en wat onder meer stigterslede van die akademie was, in plek daar gesit het. Ons pluk nou nog die vrugte daarvan. Ek is baie lief vir die geskiedenis, veral natuurlik die geskiedenis rondom taal en identiteit, om patrone raak te sien, want as jy patrone raak kan sien, dan kan jy hierdie patrone gebruik. En as jy die patrone kan gebruik, dan kan jy nuwe patrone vorm en nuwe idees vorm. En as jy gaan kyk na wat daai mense vir Afrikaans gedoen het en hoe hulle regtig sekere patrone geskep het vir 'n resep vir die voortbou van of die uitbou van 'n taal, dan is dit nogal prysenswaardig. Die akademie klink dikwels vir gewone stervelinge soos ek, na hierdie verskriklike plek daar ver waar jy nie eintlik kan bykom nie. Wat doen die akademie? Ek weet daar's fakulteite en daar's kommissies, jy het pryse en sweteriel publikasies en so aan. Maar wat doen die akademie? Dit is 'n vraag wat ek myself ook afgevra het en ek dink daar's so baie goed wat die akademie doen, maar ek het regtig gaan kyk, wat is ons kerndoelwit? Wat is daai ding wat ons een van die bestes in die wêreld maak? As jy nou gaan kyk na wat Jim Collins sê oor good to great, jy weet, wat is jou hedgehog konsep? Daai ding wat jou goed maak en dit is die akademie. Daai een ding vir die akademie is taalbeplanning vir Afrikaanse status. En ek sê nie ons is die enigste organisasie wat dit doen nie, maar die status, die korpus, daai woordeskat saam met die WAT wat vanjaar ook weer 100 jaar oud is, en prestigebeplanning. Ek dink dit is baie belangrik. Mense is reg as ek het myself vererg as mense sê en nou nog, ag die akademie gee net pryse. Maar dit is ook, mense is reg, wel ons gee nie net pryse nie, dis een van baie ander taalbeplanningsdinge wat ons besig is mee. Maar dit is so 'n belangrike aspek om vir 'n taal se toekoms te beplan. As iets nie prestige het nie, as dit nie gereken word as iets, jy weet, om na te streef nie, dan hoe gaan jou houding daarteenoor wees? So, prestigebeplanning is deel van die statusbeplanning om te kyk regtig na mense se taalhoudings. As iemand 'n positiewe taalhouding het, wat beteken dit nie vir die uitsette wat hy of sy in daardie taal lewe nie? So die kort antwoord is ons fokus op die taal se status deur wetenskapsbeoefening in die taal. Ons het een van ons vlaggenskap kommissies is die taalkommissie wat nou in 2027 die 12de Afrikaanse woordelys en spelreëls publiseer. Hulle werk regtig hard daaraan. Dit is 'n ongelooflike groep mense bymekaar en die geskiedenis van die taalkommissie deur die jare is ook baie fascinerend. En dan het ons nog ander kommissies ook. Ons het 'n onderwyskommissie en ons het 'n nuut gestigte regskommissie, ons het 'n nuut gestigte natuurwetenskappe kommissie, kommissie vir visuele kunste, uitvoerende kunste, geskiedeniskommissie en dit is regtig die room van die room in verskeie sektore wat bymekaar kom en regtig praat oor hoe kan ons Afrikaans op hoë funksievlak in ons verskillende domeine bevorder. Die akademie natuurlik is 'n aktivistiese organisasie, maar ons is baie meer gefokus op aktivisme deur navorsing. As jy gaan kyk, Angeline Martel het in 1990 'n ongelooflike artikel geskryf en sy het nie baie artikels geskryf nie, 'n akademiese artikel. En die ding getiteld Language Activism. En ek het nog myself nog altyd as 'n aktivis gesien, maar ek het myself nou nooit gesien as iemand wat, jy weet, daar buite gaan rondloop en skree en plakate wys en so aan nie. En sy het hierdie verskillende aspekte aan taalaktivisme. En aktivisme is eintlik jy staan vir 'n saak. Het sy uiteengesit en dit is daar's verskillende maniere hoe jy taalaktivis kan wees, deur navorsing, natuurlik deur drukgroepvorme, selfs deur geweld wat ons al gesien het in Suid-Afrika se geskiedenis ook, deur die media. Dit is 'n baie groot vorm van taalaktivisme. So ons is 'n taalaktivistiese organisasie, maar deur die beoefening en die bevordering van Afrikaans in die wetenskap.
Ja, ekskuus, en ek het een van die baie belangrike kommissies vergeet en dit is die letterkunde kommissie. Ek bedoel as jy nou dink aan die Hertzogprys wenners deur die jare wat jy nou hier in my boekrak kan sien. Hulle gee die Hertzogprys vir die beste letterkundige werk jaarliks wat roteer nou tussen die drama en die prosa en die poësie. Ja, dit is 'n ongelooflike groep mense hoe hulle sit en praat oor die verskillende pryse of die verskillende nominasies. Hoe hulle regtig so met diepgang na die verskillende nominasies kyk. My mond hang oop. Ek bedoel dan het ons nog ons beurse wat ons vir studente gee om in Afrikaans se nagraadse hulle studies nagraads in Afrikaans te doen. Die vakterminologie ontwikkeling is ongelooflik. Ons uitdaging is om dit vas te vang of vas te lê basies, want as jy nou navorsing in Afrikaans doen. Kyk, ons voorgangers het ongelooflike baie werk gedoen om terminologie te ontwikkel in Afrikaans. Hulle het letterlik by 'n tafel gesit en gesê, goed, ons kort nou iets vir kernfisika. Ons moet kernfisika nou aanbied. Ons kort nou terme. En natuurlik was daar prosesse hoe hulle dit is nie sommer net dink ietsie uit nie. Hier in my boekrak is ook 'n klomp voorbeelde van die vakterm woordeboeke. Maar as jy daai terme is baie verouderd. Of van hulle is verouderd. En dan is daar hierdie idee dat dit nie bestaan nie, maar dit bestaan absoluut. As jy in die WAT se biblioteek ingaan, kyk selfs hoe om 'n handsak te maak. Die terme, die Afrikaanse vakterme daarvoor is geskryf. Philip Lou van die WAT het altyd wonderlike voorbeelde. Ek gaan nou nie sy voorbeelde noem nie, julle moet hom self vra. Maar nou, as jy nou 'n PhD of 'n meestersgraad verhandeling in Afrikaans skryf, moet jy, want tegnologie het gevorder, jy weet, navorsing het gevorder, moet jy eintlik, is jy besig met korpus taalontwikkeling, nê? Korpus is die woordeskat van 'n taal. So, jy's besig om die taal te ontwikkel en uit te brei. Dit is hoekom ons beurse ook toestaan vir studies in nagraadse studies in Afrikaans, want jy brei die taal uit. Ons kan nie net 'n taal hê wat argaïs bly nie, hy moet op die voorpunte van tegnologie wees. En dan moet woorde, al klink dit snaaks in die volksmond aan die begin. Ek bedoel, hommeltuig was vreemd toe almal dit gebruik het. Gelukkig as mense soos julle by RSG dit gebruik, dan begin dit goed op die oor val en dan of smaakmaker, jy weet, of dit in die media gebruik word. Nou dit is eintlik jammer dat dit bietjie verder van mekaar af gedryf het, maar 'n organisasie soos ons en die media, die taalmakers en die WAT en so aan en die media moet eintlik baie nouer saamwerk om iets in die volksmond eintlik te vestig en saam met die taalgemeenskap ook is eintlik hierdie wonderlike vennootskap en die akademie is eintlik 'n skakel in hierdie groot vennootskap. Ek dink daar bestaan dikwels by mense wat nie weet nie die idee dat die akademie net 'n klomp ou ooms is of ou vrouens en so aan. Jy is 34 toe jy aangestel is as die uitvoerende hoof. Ek dink aan mense soos Roan Fourie en Siska Juliet, so dit is glad nie eintlik die geval nie. Nee, ek dink die akademie is 'n organisasie wat die hoogste wetenskap beoefen in Afrikaans en dan trek hy natuurlik 'n sekere mense in die akademie, hoë akademiese kringe. Maar ons kan nie net daar stop nie. Ons moet iewers moet die akademie jonger mense betrek om op die ou end van die dag eendag daai kollektiewe kennis weer later te kan oordra. Mense dink die akademie is hierdie vreeslike ouer mense en ons ouderdomsprofiel is ouer mense. Maar dit moes nie altyd so gewees het nie, want as dit altyd so was, dan het ons nie al vir so lank bestaan nie. So dit is dalk onlangs wat daar nie baie moeite gedoen het, of onlangs, ek praat nou van, jy weet, in die laaste paar dekades, wat daar nie baie moeite gedoen het om jonger mense in te trek nie, maar dit kon nie altyd so gewees het nie, want anders sou die akademie al klaar uitgesterf het. En ek dink dit is nou maar net weer die feit dat daar jonger mense betrokke
doelbewus betrek word, want ek in alle eerlikheid voel ek nog steeds nie eintlik waardig om te doen wat ek doen hierso nie. Dit is vir my so groot diens. Ons staan op die skouers van reuse en ek dink so met omsigtigheid oor die pos waarin ek sit, maar ons moet jonger mense inkry, en as jy die inkoop kry van 'n jonger mens, dan trek jy ander jonger mense ook. En ons weet nie alles nie, en ons moet, dit is wat ek dink 'n wonderlike ding by die akademie is. Ons skuur skouers, hoe meer jonger mense daar is, hoe meer ervaring, hoe meer wysheid word oorgedra. Kry jy hierdie gekontroleerde omgewing waar mense regtig blootstelling kry, waar jonger mense, jonger akademici, opkomende kunstenaars, wat ook al die geval mag wees, blootstelling kry van ouer, meer gesoute akademici, en so word alles oorgedra op 'n baie gestruktureerde manier, want alles word genotuleer. Wie mag by die akademie aansluit? So die akademie se lidmaatskapsvereistes is op die webtuiste beskikbaar. Ons het 2 verskillende tipes lidmaatskap. Ons het assosiaat lidmaatskap, en dit is vir iemand wat byvoorbeeld 'n B-graad het. En dan het ons volle lidmaatskap, en dit is dan nou vir iemand wat as ons nou praat van die wetenskap of die akademie met 'n klein letter wat daarin werk, is dit iemand wat verdere meesters-honeursgraad het, meesters-doktorsgraad het, en dan ook natuurlik gepubliseer het en daai in landsbelang gepubliseer het. Jy sal sien dit staan in ons pryse ook. Maar kunstenaars ook, wat alle kunstenaars is nie noodwendig die in akademiese kringe of weet hulle streef nie dieselfde akademiese doelwitte na nie, maar hulle het hierdie ongelooflike bydrae tot die kunste in Afrikaans. So daar's verskillende vereistes daarvoor, maar daai vereistes word baie mooi uiteengesit op ons webtuiste, ook in ons akte van oprigting wat beskikbaar is op ons webtuiste. Waarvoor was jy die bangste toe jy hierdie pos gekry het 'n jaar terug? Ek was nie so bang nie. Dit was seker maar die onkunde. Ek's nou banger. Nou dat ek weet. Ja, ek weet nie, dit was seker hierdie, ek was oorstelp van, wat het nou net met my gebeur? En ek was opgewonde, ek dink ek was bang vir die onbekende, maar nou, hoe meer ek delf, hoe meer besef ek, jy weet, dis nie sommer net, dis nie sommer enige werk, dit is regtig 'n roeping, en ja, ek is klein in hierdie groot organisasie, en ook die organisasie is klein in die groot Afrikaanse landskap. Vertel ons van julle publikasies. Ek meen, mens weet nou van elke boek oor die Hertzogprys wenners van die verlede en so aan. Jy het nou al die kommissies genoem wat daar is, maar julle het geweldig baie publikasies, simposiums en so aan. Ja, so ons program is ook op die webtuiste beskikbaar. Dit is min of meer die struktuur wat ons volg. So elke kommissie het, of meeste van die kommissies het 'n simposium gedurende die loop van die jaar. En dan by die simposium word dan nou, jy weet, op 'n akademiese vlak, maar nie net akademies, nie toeganklik, op 'n wetenskaplike wyse word daar sekere kwessies bespreek. Dan het ons hierdie wonderlike studente simposium. Ons eerste een is vir die jaar, so ons het 2 studente simposia, een in die geesteswetenskappe en een in die natuurwetenskappe en tegnologie. Die een in die geesteswetenskap is nou einde van Februarie hier by die akademie, waar studente dan nou, meeste van hulle is beurshouers, wat ook by die akademie 'n beurs gekry het, waar hulle nou hulle navorsing kom tentoonstel. En wat wonderlik is met hierdie verhouding met, jy weet, die meer gesoute, met die meer opkomende akademici is, ons het dan wil ek sê beoordelaars van ons lede wat nou in 'n spesifieke veld werk, en dan bietjie raad gee, want dis baie keer studente wat besig is nou met hulle M-verhandeling of hulle PhD's, weet, dan kom bied hulle navorsingsvoorstel aan, en dit is hoe dit moet wees. Natuurlik het jy jou promotor en so aan, maar dit is hierdie skouerskuur met mense wat nou al, hulle weet nou al waarvan hulle praat. So ons het dit, en dan, soos ek sê, het ons verskillende
kommissie se simposia 20 Maart as ek reg kan onthou, is dit ons geskiedenis simposium waar ons regtig gaan fokus op erfenisaspekte, die hele kwessie van ons weet in wat se toestand ons erfenis in Suid-Afrika is, met organisasies wat net nie meer fondse kry van die staat nie en versamelings wat nêrens heen het om te gaan nie. Ons weet wat nou aangaan by byvoorbeeld Nallen in Bloemfontein. En ook natuurlik die argivering, dit is 'n groot brandende kwessie. En jy kan nou sê, ja, dit is iets van die verlede, dit is 'n dooie ding, ons moet fokus op die toekoms, maar dit is presies daar waar ons gaan leer hoe om te kyk na die toekoms, wat foute gemaak is, maar ook wat 'n wonderlike paaie ons werd is om na te streef. So dit is regtig vir die toekoms is die verlede bitterlik belangrik en dit is waarop die geskiedenis kommissie gaan fokus en dan natuurlik kom daar ook publikasies uit elke simposium uit. Dan het ons ook publikasies wat ons befonds of gedeeltelik befonds. So uitgewers kan na ons toe kom, alles is op ons webtuiste, hulle kan na ons toe kom en dan kan hulle nou sê, of 'n voorlegging maak en sê, hulle het hierdie publikasie, hy moet deur 'n dubbelblinde eweknie evalueringsproses gaan al, is dit 'n kinderboek, ons het al 'n paar kinderboeke uitgegee, dan word hy oorweeg deur ons publikasiekomitee en dan word daar befondsing toegestaan, maar die uitgewer hanteer daai proses en dan is daar ook publikasies wat deur die akademie self geïnisieer word. So ons het hierdie wonderlike boek van Dr. Marietta Alberts van terminologie en terminografie. Nou sy is een van baie min terminoloë wat nog hier in Suid-Afrika is en in Afrikaans werk. Dit is 'n baie klein handjie vol. En die akademie het haar opdrag gegee om hierdie publikasie te maak, maar dis nou 'n kantnota, maar ons moet meer terminoloë, erfenis spesialiste, moet meer bevorder word en ons sien dit toenemend of opgelei word, jonger mense, ons sien dit toenemend hier by die akademie, want daar's sekere goeders wat net sekere mense kan doen, as daai mense nie meer is nie. Ek dink ons het in Afrikaans 'n bietjie verval om nie opvolgbeplanning te doen nie, want ons was so geseënd of is nog steeds so geseënd met baie bekwame mense, dat ons vergeet het om opvolgbeplanning te doen, want natuurlik ons was ook nog besig om 'n taal te maak, so weet ons moet nou begin met opvolgbeplanning, dis hoekom die studente simposia so wonderlik is, en dan het, soos jy genoem het ons die Hertzog huldigingsbundels, die Henriette Groewe bundel verskyn eersdaags, of die Groewe bundel. En dan het ons die Oukamp en so gaan dit aan. Ons het 'n paar om in te haal, 'n paar van die Hertzog-pryswenners om in te haal. En dan natuurlik ons grootste publikasie is die Afrikaanse woordelys en spelreëls, die AWS, waarmee die Taalkommissie nou al meer as 100 jaar natuurlik besig is en die jongste weergawe of uitgawe verskyn 2027. Hoe word die akademie befonds? Ons het natuurlik ons befondsers wat Afrikaans ter wille is en daar is verskillende befondsers en dan is daar ook natuurlik individue wat sekere pryse skenk of die fondse vir die pryse skenk. En elke befondser het 'n sekere mandaat wat ons namens die befondser uitvoer. En dit is omdat die akademie 'n organisasie is wat regtig 'n bewese rekord nou al het, en weet befondsers ook hoe geld aangewend word en natuurlik moet jy jaarliks vir befondsers jou verslae stuur om te sê, jy weet, dit is hoe die geld aangewend word en my missie is regtig om so strategies as moontlik te fokus op, ons kan nie meer oulike goedjies doen nie. Die dae van oulike goedjies, en ek sê nie dis verkeerd nie, maar ons moet
besigheidsbeginsels toepas wanneer ons maatskappye sonder winsoogmerk vir Afrikaans of vir enige taal bestuur. So ons moet regtig ons geld so goed aanwend dat dit regtig ten voordeel is vir Afrikaans en die behoud van Afrikaans, maar ook die groei van Afrikaans. So ons moet navorsing doen en bestekopname doen om seker te maak dat dit waarmee ons besig is, die projekte wat befonds word voeg regtig waarde toe vir Afrikaans. So ons het ons eksterne befondsers, ja, ons het publikasies waarop jy tantieme en so aan natuurlik kry, maar ons hooffokus is nie om 'n kommersiële been te wees nie. Ons is in die lewe geroep om 'n taal te bevorder. So daarom het ons eksterne mense en fondse wat ons daarmee help om hierdie mandaat uit te voer. Vertel ons van Afrikaanshuis. So Afrikaanshuis is een van daai groot drome, maar partykeer kry ek so 'n benoude gevoel as ek dink aan Afrikaanshuis, maar dan dink ek, ag ek is seker Engelenburg het so gevoel oor die akademie, voel ek beter. Maar erfenis, soos ek nou genoem het, is regtig in 'n toestand in Suid-Afrika. Ons het 'n opname gedoen, ons museumkundige Annemarie Karelsen, mevrou Annemarie Karelsen, oor wat is die stand van museums en argiefinstellings of jy weet erfenisinstellings in Suid-Afrika, en dit is regtig van hierdie instellings verkeer in haglike omstandighede. Baie is gesluit, baie word sommer net, baie van die versamelings word sommer deur beamptes wat daar werk verpand. So, en dit is nou jou fisiese voorwerpe, maar dan ook soos jou museumvoorwerpe en so aan, maar dan biblioteke en argiefmateriaal, manuskripmateriaal van Afrikaanse in verskillende opsigte, jy weet, manuskripte van skrywers of woordeboekmateriaal of terminologielyste of letterkundige tekste. Daai is baie keer by instellings wat nommer 1 of deur die staat besit word en nie die voldoende befondsing, die staat gee nie die voldoende befondsing nie, of daar's nie voldoende kundigheid om dit te bestuur nie, of daar's net nie hierdie pligsbesef of hierdie besef van die waarde wat voor hulle is nie. En as gevolg van daardie rede is dit regtig in 'n swak toestand. En die ander ding is 'n erfenisspesialis, 'n museumkundige, argivaris, kultuurhistoriese. Daar's 'n klein hoeveelheid mense in Suid-Afrika wat dit kan doen en dit verstaan en 'n passie het daarvoor. En dit is ook een van daai skaars vaardighede wat besig is om so stelselmatig te verdwyn. En daar word ook nie opvolgbeplanning met daardie tipe mense gedoen nie. So ons het hierdie verslag uitgebring, dit is ook op die akademiese webtuiste. En ons het net besef, natuurlik het ons die verslag uitgebring en ons het eintlik al geweet wat die uiteinde gaan wees. Ons het net nie geweet, jy weet, op watter skaal dit is nie. En ons is nou weer besig ons is deurlopend besig met navorsing om eintlik te kyk, okay, waar moet ons inspring? Waar moet ons help? Wat is die fokus? En dit is, as ek praat van ons, is die akademie 'n skakel in hierdie groot masjien. Dit is, ons moet werk saam met verskillende organisasies om te kyk, jy weet, waar kan elkeen inskakel om die groter erfeniskrisis in Suid-Afrika vir Afrikaans, om 'n oplossing te bring. So Afrikaanshuis is die uitvloeisel van 'n oplossing, van 'n moontlike oplossing. Nou, dit is 'n baie ambisieuse doelwit en ons het nog nie al die antwoorde nie, maar iemand moet iets doen. En dit is nie iets wat vir jou fondse gaan inbring nie. Dit is dalk een van die moeilike goed. Ons kan nie natuurlik kan jy 'n besigheidsplan inbring, maar dit is, weet dit kos geld om erfenis te red en in stand te hou en te ontsluit. Kos geld, maar jy kan dit nie opweeg teenoor die waarde wat verlore gaan as jy niks doen nie. Van hierdie instellings, as daar nou 'n klein vuurtjie of 'n lek in die dak of 'n wind inwaai, dan is van daai goeders vir ewig verlore vir ons en dan is dit vir ons nageslag ook verlore. So ons lewe nou
En ons moet nou dit wat ons waaroor ons aangestel of jy weet ons materiaal, ons erfenis, ons dit wat geskep is voor ons en hierdie absolute vertroue dat dit vir 'n nageslag bewaar gaan bly, moet ons nou na kyk. So dit is ook een van die groot take van die akademie. Jy het nou genoem, die akademie is ook 'n aktivistiese organisasie, maar nou in 'n ander manier sê nou maar as 'n burgerregte organisasie, maar hoe skakel die akademie? Daar's my so ontsettend baie taal en kultuur tipe van organisasies. Ek meen van die Afrikaanse Taalraad waarvan jy 'n voorsitter was in 'n stadium, tot die Taalmonument in die Parel en dan het jy nog die FHK en allerhande organisasies, Niseum, al daai tipe goed. Ek weet Liesabeth is ook op een van julle kommissies, maar hoe skakel die akademie met ander organisasies? Dit is iets wat ek baie passievol eintlik oor is. Ek dink daar was 'n tyd, 'n ruk terug, waar elke organisasie, jy weet, wou sy eie regmatige plek hê. En elkeen doen sy eie ding. En ons almal het 'n gedeelde doel, maar ons doen ons ding en ons deel nie regtig data nie of ons werk nie regtig saam nie. En dit was nodig. Dit was nodig vir 'n tyd. Kyk, baie keer gebeur goed wat ons nou terugkyk en dink, hoe het mense so geredeneer? Maar in daardie tyd het die omstandighede dit geverg. So dit is nie om blaam te plaas of enige iets nie. Dit was nodig vir daai organisasie om so in homself te glo dat hy daar kon wees, dat hy deel vorm van die groter infrastruktuur van Afrikaans. Ons is nou, voel ek, in 'n tyd, glo ek, eintlik is ek oortuig daarvan. Mens kan hoor ek het nou onlangs 'n redenaarstoespraak vir my dogtertjie geskryf, waar ons eerder moet saamwerk. En wat ek gedoen het is om eintlik om te bepaal, jy weet, wat is die akademiese, waar in die skakel van hierdie groot masjien wat Afrikaans is ons. Wat moet ons doen om die res van die ratte te laat draai? Om op die einde van die dag suksesvolle taalbeplanning te doen. En ek het gaan kyk na meeste van die organisasies wat in die amper privaat sektor in Afrikaans is, en ek het gaan kyk wat is elkeen se mandaat, en ek het op 'n geleentheid waar baie van die verteenwoordigers van die organisasies betrokke was, het ek eintlik mense gaan aanmoedig om te gaan kyk, wat is jou krimpvarkie konsep, jou hedgehog konsep van Jim Collins, daai ding wat jy so goed, wat jou mandaat is, hoekom is jy in die lewe geroep, en sorteer dit vir jouself uit, want saam met hierdie hele groot studie wat ek gedoen het ek besef hoe baie ons dupliseer. En dit is bloot net dom om te dupliseer as ons nie baie geld het nie, en ons het nie baie, die kundigheid is absoluut daar, maar kom ons werk slimmer. So in my kop sien ek die aanbod Afrikaanse organisasies, wat ek nou noem die Afrikaanse infrastruktuur, eintlik as een groot organisasie. Ons het die akademie wat 'n sekere afdeling in hierdie groot organisasie is. Ons kyk byvoorbeeld na die hoë funksies, die Afrikaans in die wetenskap en die kunste. Maar dan is daar byvoorbeeld 'n Afrikaanse onderwysnetwerk wat 'n ander rol vervul. Hulle is 'n ander departement in hierdie groot organisasie. En dan het ons 'n Niseum wat 'n ander departement. Hulle is 'n ongelooflike organisasie wat regtig kundig is in die digitalisering en die berging of die storie en ontsluiting van tekste, van inligting, van data. Hulle is weer 'n ander skakel. So wat ek doen is, vandat ek hier gekom het, en dis nog altyd my denkwyse, is om eerder as ons nie iets, as dit nie in ons mandaat val nie, maar ons het dit nodig, maak liewer 'n samewerkingsooreenkoms met 'n organisasie. Byvoorbeeld, ons is nie 'n uitgewer nie, ons het al boeke uitgegee, maar ons het nie die kundigheid nie, so ons gaan nie die beste daarin kan wees nie, maar ons inhoud is goed. Ons is ongelooflik goed met die skep van inhoud by die akademie. So, nader 'n uitgewer, want dit is hulle ding. Ons gaan nie dit nog doen nie.
Klein goed soos ons het nie die kapasiteit om 'n groot aanlyn winkel te bestuur. Ons kan dit doen. Ons het een, maar ons kan dit nie so goed doen soos iemand wat 'n aanlyn boekwinkel administreer en adverteer en so aan nie. So kom ons werk liewer saam met hulle. Ons verskaf die inhoud en hulle versprei die inhoud. En so kry elke organisasie 'n plek. Ons kan byvoorbeeld nie al hierdie duisende argiefmateriaal en termlyste wat ons wil digitaliseer en dan laat ons sluit. Ons kan dit nie doen. Ons kan seker nou 'n masjien aankoop, vra vir befondsing en dit doen. Maar ons gaan dit nie so goed doen soos 'n museum dit doen nie. Dieselfde met 'n organisasie soos afrikaans.com. Ons is nie 'n media maatskappy, maar ons het dit nodig. Ons het openbare betrekkinge en bemarking nodig, maar ons kan dit nie goed doen nie. So doen julle dit vir ons en so, jy weet, dis hoe ek die wisselwerking sien. Ons moet dink aan die groter Afrikaans, ons moet amper 'n oorhoofse strategie, nie amper nie, ons moet 'n oorhoofse strategie hê, en jy moet sê waar jy inpas, want hierdie is 'n vennootskap. Ons gaan niks reg kry as ons elkeen op sy eie mishoopie koning wil kraai nie. Een van die akademiese groot dinge is die AWS, die Afrikaanse woordlys en spelreëls met die taalkommissie. Jy was self in 'n stadium op die taalkommissie. Ek seker uit die aard van jou pos is jy nog steeds deel van die taalkommissie. Ek kan dit maar verduidelik. Jy het nou nog gepraat van diepgang. Die diepgang wat daarin gaan, daai kommissie sit nie net, Solien, hulle sit nie net en besluit, okay, dit is nou 'n woord wat 3 keer in die burger verskyn het, so dit is nou standaard Afrikaans of wat ook al nie. Ja, kyk, Solien is natuurlik en die taalkommissie is natuurlik die mense wat vir jou die beste kan sê, maar as ek nou namens hulle kan praat, kyk, ek was op die taalkommissie en ek dink die Solien gaan omgee as ek dit sê nie, in die eerste maand of 2 toe bel ek haar, toe sê ek dink nie ek kan hierdie doen nie, ek dink ek moet bedank, want dit is regtig so intense proses. Mense sê, ag ja, jy weet, of party mense het hierdie idee dat dit sommer net lukrake proses is, maar die diepgang in daai taalkommissie, en ek dink natuurlik is dit 'n tradisie wat oorgedra word van ouer taalkommissielede na jonger, en so is dit jaar na jaar. Daar word so omslagtig en wetenskaplik na woorde, na die taal, die korpus, die mikroaspekte van Afrikaans gekyk. Afrikaans sal, jy weet, mense is vreeslik bekommerd, ja, maar wat nou van standaard Afrikaans of algemene Afrikaans? Dit word na gekyk. Dit word na gekyk by die taalkommissie. Partykeer, daar's 'n boek wat Randy Allen Harris geskryf het, en die boek se naam is Linguistic Wars. Dan sit nou in die tyd waar Lakoff en daai mense wat nou weet grammatika en ander mikrotaalaspekte, taalkundige aspekte nou ontwikkel het. Eintlik die taalmakers van daai tyd, die sintaksis en so aan, hoe hulle beklei het. En dan sal 'n oomblik in die boek wat hulle skryf oor 'n konferensie, en die van die taalmakers het so heftig met mekaar verskil, hulle het mekaar met stoele begin gooi, en ek het al baie keer in die taalkommissie vergaderings gaan dink ek, ai julle, dis nou glad nie so, dit is ons, niemand gooi mekaar met stoele nie, is virtueel, maar mense argumenteer heftig oor sekere aspekte van die taal, sekere woorde. Daar word volgens grondbeginsels gegaan, daar word nie lukraak. Die AWS het 3 grondbeginsels vir Afrikaans wat na gekyk word. Dan, jy het genoem van die burger het nou 3 keer 'n woord gebruik. Dit is die korpusbeplanning, 'n korpusbenadering waar dan nou gekyk word in verskillende korpora, hoe word 'n woord gebruik, en dan eers word daar sekere, en dan is daar 'n ewige debatvoering, en dan eers word daar sekere besluite oor woorde en die ortografiese aspekte van die taal geneem. So die taalkommissie is, ja, dis 'n liefdestaak, want hierdie mense sit baie ure in, en ek dink
Ek dink nie die algemene Afrikaanse taalgebruiker of die taalgemeenskap besef wat daar ingesit word om 'n taal op hierdie punt te kry nie. Watter ongelooflike kundigheid daar ingaan en beskikbaar is in Afrikaans om Afrikaans te kan gebruik soos ons dit gebruik nie. Hoe belangrik is die standaardisering van 'n taal? Ons praat nou van algemene Afrikaans as 'n variëteit en dan 'n ander baie mooi variëteite soos Oranje rivier Afrikaans, Kaaps en so aan. Maar hoe belangrik is standaardisering, normatiewe soort van gebruik van Afrikaans? Ek weet daar's baie debatte hier rondom, maar enige taal moet 'n gestandaardiseerde variëteit hê. Daar moet 'n gemene deler wees waar ons almal weet, jy weet, dit is min of meer die gemene deler en dit is eintlik wat standaard Afrikaans is. Weens historiese en geskiedkundige sosio-politiese omstandighede het daar nou 'n tipe van 'n negatiewe gevoel oor die term standaard Afrikaans is, jy weet, het ontstaan. Maar op die eind van die dag is dit wat dit is. Dit is 'n gemene deler. Dit is hoekom die term algemene Afrikaans eintlik baie goed is, want dit gaan oor die algemene Afrikaans. Maar sien nou maar, jy kom nou uit die Noord-Kaap uit en jy het hierdie wonderlike variëteit of enige variëteit van Afrikaans, dan is dit streeksgebonde. Ek gaan nie noodwendig weet presies waar, as ek hier in Gauteng sit, gaan ek nie noodwendig weet, dit is wat jy bedoel nie. En daai is, dit is geolekte, dit is 'n spesifieke dialek of variëteit wat gekoppel is aan 'n spesifieke geografiese plek. Maar ons kort 'n gemene deler, want ons moet almal mekaar kan verstaan. Daar moet 'n standaard wees en enige taal het dit. Dit maak nie, die standaard is nie 'n hoër variëteit of hoër gehalte. Ek het 'n kleintjie dood as mense sê, jy moet reg praat. Ja, natuurlik. Ek sê altyd vir my kinders, as hulle tale so meng, daar's B tussen jou beddings. En dan sal hulle nou probeer om nou dit, jy weet, beter te doen, maar dit kom nie altyd reg uit nie. my seentjie wat praat, hy het nie gepraat op 'n stadium van rook nie, hy het gepraat van smoke, want dit was rook en smoke gemeng. So daar is goed soos kodewisseling en dan is daar goeie soos, jy weet, jy tale meng, onbehoorlik meng, maar jy hoef nie wat is reg praat? Ons kan nie sê standaard Afrikaans is reg praat nie, dit is ons gemene deler, is ons algemeen waar ons, dis die plekkie waar ons mekaar almal ons mekaar verstaan, jy weet, almal in die land, of almal in 'n sekere taalgemeenskap, maar dan is daar sekere juwele wat bydra tot die groter Afrikaanse leksikon, wat in 'n spesifieke streek, of by 'n spesifieke taalgemeenskap, of 'n geografiese gebied voorkom. En ek dink, dit is wat, omdat standaard Afrikaans so groot, wil ek sê, gebruik is om te sê, dit is die manier hoe ons moet praat, het daar 'n negatiewe gesindheid gekom. Maar dit is glad nie hoe die taalkommissie dit sien nie, dit is glad nie hoe die akademie dit sien nie. Daar is, ons praat van die gelyke vlak benadering, daar's verskillende variëteite, daar moet baie werk gedoen word om daardie variëteite op te skryf en te ontsluit. En dan eers kan ons dit ook deel maak van algemene Afrikaans. Maar as dit net in 'n bepaalde streek voorkom, hoe kan dit deel vorm van algemene Afrikaans? Dit sê nie dis minderwaardig nie, maar ons het 'n standaard, 'n norm nodig. En as ons praat van normering, moet ons ook besef, die taalkommissie werk meer deskriptief, met ander woorde beskrywing, as preskriptief. Ons loop agter die taalgemeenskap aan en sê, hierdie woord word soveel keer gebruik, dis hoekom ons dit moet opskryf, sodat dit in korpora kan inkom, sodat ons kan kyk, hoe word 'n spesifieke woord of frase, of wat ook al dit mag wees, gebruik. So, dit is nie 'n geval van die taalkommissie skryf voor, dit is nou wat suiwer Afrikaans beteken en basta met die res nie, dit is glad nie. Taal is baie meer kompleks as dit, want taal is een van die eienskappe wat
die mens van die dier onderskei en die mens is die mees komplekse wese op aarde. So taal is regtig kompleks. Dit is nie so eenvoudig van hierdie is nou jou formele Afrikaans en of die standaard Afrikaans en die res word nie gebruik nie, maar alles kan nie as algemene Afrikaans beskou word nie. Taalontwikkeling is interessant want daar's tog woorde wat ontwikkel het en standaard Afrikaans geword het uiteindelik. Die oudste voorbeeld seker maar pisang of jy weet seker tipe woorde wat uiteindelik uit ander tale uit ontstaan het. Ja, absoluut. Dit is Afrikaans is eintlik een van die min tale wat soveel verskillende wortels. Ons het ons is 'n Nostratiese taal as jy gaan kyk. Ons het Asiese wortels en ons het Afrika wortels. En dan het ons nog uit die Nostratiese tale, die Germaanse tale is, het ons eintlik dit is ons waar ons ontstaan het. Maar dit is absoluut, daar's Maar so daar sal uiteindelik sê nou maar 'n woord uit Oranje rivier of Gariep Afrikaans uit sou kon ontwikkel in 'n stadium in algemene Afrikaans. Absoluut, daar is voorbeelde in die AWS, in die AWS 11 waar woorde opgeneem is as deel van standaard Afrikaans. Of in hang af hoe jy dit nou wil sê, in algemene Afrikaans, wat inslag gevind het in die volksmond. Dit is eintlik waar dit gaan, die volksmond, die kollektiewe volksmond. Ons kan nie, as jy nou, dan het jy ook iets soos idiolek, né? Jy het ietsie wat jy sê, wat ons kan ons mos nou nie opneem in algemene of standaard Afrikaans nie, want dit is nie die volksmond nie. So, jy weet, dis basiese beginsels. Maar 'n standaard of 'n algemene taal of 'n gestandaardiseerde taal is ook nodig vir die hoorfunksies. Natuurlik, want jy moet die taal kan bevorder deur 'n sekere medium. En die Afrikaanse woordelys en spelreëls kyk na Afrikaans se formele geskrewe variëteit. Dit is belangrik. En jy daai formele geskrewe variëteit nodig om navorsing te doen. Ons sê nie vir mense hoe jy moet praat nie. Ons sê want dit is ook baie keer 'n persepsie daar buite. Ja, maar die taalkommissie sê, jy weet, ons kan nie dit gebruik nie, so dan ons het eerstens 'n ervaring gehad van 'n nasienliggaam wat matriek vraestelle nasien en dan gebruik hulle die AWS wanneer hulle kreatiewe opstelle moet skryf aan die einde met die eindeksamen. As daai woord nie in die AWS verskyn nie, dan is hy verkeerd. En dit is absoluut, weet, toe ons te hore daarvan kom dat dit is hoe dit opgestel moet word, het ons dadelik gesê, maar dit is nie hoe dit werk nie. Nommer 1, ons is nie omvattende woordeboek soos die WAT nie. En nommer 2, dit is 'n formele geskrewe vorm van Afrikaans. Dit is die basis. Jy kan buite die lyne inkleer. Dit is wat kuns maak, dit is wat letterkunde maak, maar jy moet, wat mense nie besef nie, jy moet die basis weet en bepaal om daai reëls te breek, om deur die grense te breek, want dis wanneer wat kuns gemaak word. Kom ons gesels oor taalbeplanning. Ek weet dit is 'n spesialistveld van jou en ek dink jy het in 'n stadium gesê dis selfs 'n passie. So, wat behels taalbeplanning? Kom ons vat dan nou vir Afrikaans. So taalbeplanning oor die algemeen gaan daaroor en eintlik presies wat dit sê. Jy beplan vir 'n taal, soos stads- en streeksbeplanning, jy beplan vir 'n sekere gebied, hoe jy dit gaan uit. Nou dit is presies wat taalbeplanning is. En aan die begin verstaan mense dit nie lekker nie, want taal gebeur mos nie, dit val so woeps in ons skoot, maar is dit nie 'n organiese ding tipe van? Daar's absoluut 'n organiese element, maar daar's sekere goeders wat in plek moet wees en dit is om nou terug te kom by die heel begin. Dit is wat vir my so fascinerend is van die mense wat betrokke was by die stigting van die akademie en ook van ander organisasies, nie net die akademie nie, wat deel is van die hele taalinfrastruktuur van Afrikaans, is daai visie wat hulle gehad het. Hulle was taalbeplanners sonder dat hulle besef het. Jy weet nie, Afrikaans word in verskriklik baie lande bestudeer by universiteite met wat ander natuurlik wat ander amptelike tale het. Ons werk nou juis aan 'n internasionale netwerk vir Afrikaans, maar word bestudeer as hierdie merkwaardige, jy weet, taalbeplanningsprojek. Dit word amper as 'n bloudruk gesien van dit is hoe jy moet doen as jy 'n taal wil laat herleef of Regtig? Omdat as jy gaan kyk, ons
Ons voorgangers het baie goed verkeerd gedoen, natuurlik. Ons kan dit nou sê, want ons weet wat die regte antwoord is, maar as jy in daai, jy weet nie, jy doen wat jy die beste dink, die beste is op daardie stadium. Maar hulle het regtig soveel boublokke in plek gesit. As jy net gaan kyk na die tydlyn, gaan kyk na enige tydlyn wat jy op Google kan vind, hoe Afrikaans ontstaan het. Jy weet wat, daar het 'n groepie mense bymekaar gekom, die Genootskap vir Regte Afrikaners, maar voor dit is woordelyste en dinge al opgetrek. Dalk nog nie in die naam van Afrikaans nie, maar daar was daai bewustheid van iets is besig om te gebeur en ons moet dit dokumenteer, want ons moet patrone raak sien. Want as jy patrone raak sien, dan kan jy dit begin ontgin. En daarna kan jy jou eie patrone skep. En dan skep jy 'n taal. En dit is eintlik presies wat gebeur het. As jy gaan kyk na die Arnoldus Pannevis se groot droom om byvoorbeeld die Bybel te vertaal. Maar wat moet gebeur voor jy die Bybel moet vertaal? Jy moet 'n gemeene deler, 'n standaard hê, want my buurman praat anders as ek, maar jy weet, ons moet ooreenkom, so dis daai formele geskrewe Afrikaans, en dit is wat aanloop gegee het tot die standaardisering, normering van Afrikaans. So daar so baie, en toe is daar, maar ons moet mense moet dit begin lees, want mense dink nog, hulle is Nederlands of Engels. Ons moet dit kry, dat mense nou begin hierdie taal trots kry. En as jy iets kan lees, as jy die Bybel kan lees in jou eie taal, dan is dit nou nogal, jy weet, dan is daar 'n bietjie van 'n status, 'n prestige daaraan. As jy die koerant kan lees in jou eie taal, en toe die media die in Afrikaans begin. Maar ek wil my kinders leer in Afrikaans, want dit is my taal. Ek voel nie meer Nederlands of Engels of wat ook al nie. Ek wil my kinders leer, ons moet dit in die onderwys kry. En al daai boublokke wat so in plek gesit is taalbeplanning. So oor die algemene taalbeplanning kry jy taal in die onderrigbeplanning. Nou dit geskied deur 'n formele onderrigsisteem. Dan kry jy jou statusbeplanning, en dit is die eksterne funksies, soos die gebruik van die tale in die howe. As jy gaan kyk na, jy weet hoe vroeg daar al hofuitsprake in Afrikaans geskryf is, en weet, dis nie perfek gewees nie. Ek seker daai regter het gesit en woorde uitgedink, maar dit is hoe dit begin. En ja, so dit is die gebruik van Afrikaans in verskillende domeine, in 'n ekonomie, in die 30s, hoe daar die organisasies wat jy weet, hulle het hulle het daar sekere organisasies gestig om Afrikaans te bevorder in die ekonomie. As ons nou maar net gaan kyk, jy weet, die ekonomiese volkskongresse wat die FHK in die 1930s uitskor, daai plekke wat gestig is om Afrikaans te bevorder. Weet jy wat het hulle gedoen? Elkeen van daai ekonomiese winsgewende maatskappye het 'n taalbureau gehad. Ek het hier in die kas hierdie wonderlike boeke van metaalwerke, jy weet, of enige iets wat deur daai spesifieke organisasie se vaktaalbureau ontwikkel is. So dit is wat die statusbeplanning, en as jy 'n status het, dan is daar sekere prestige. So die akademie wat al jare en jare pryse gee, dis prestigebeplanning, en dan is die ander een korpusbeplanning, en dit is grootendeels is die VAT, as ook wat die omvattende woordeboek is van Afrikaans, en dan die taalkommissie, die liggame wat korpusbeplanning doen. Maar dit is nie so klinkklaar nie, want 'n onderwyser wat sit en nuwe studiemateriaal skryf, is ook besig met korpusbeplanning. En wat van ander woordeboekmakers wat woordeboeke maak, wat van ander variëteite wat nou begin opskryf en woordeboeke maak, daar word ook korpusbeplanning gedoen. So dit is die 4 domeine van taalbeplanning, maar elkeen beïnvloed iets anders. En vir my was dit belangrik om amper die verskillende organisasies se mandate in te deel en te sê, jy doen dit, maar jy dit nodig, so ek gee vir jou dit sodat jy dit kan doen. Daai verskillende beplanningsaspekte van Afrikaans. En dit is nie vreemd nie. Nou, dit is patrone wat ons kan optel, en nou kan ons begin name vir dit gee. Maar
Afrikaans het nie net gebeur nie. Geen taal gebeur net nie. Hoe werk die taalbeplanning dat die taal nie uitsterf nie, dat mense dit aanhou praat? Jy kan 'n handjievol mense en sê nou maar wat 'n korpus ontwikkel, maar as dit nie gebruik word nie, wat dan? Ja, so UNESCO het 'n wonderlike raamwerk, 'n uitgebreide 6-vlak skaal wat nou 9 vlakke het. En ek dink hulle het hom nie 'n nommer gegee nie, want hy gaan nog uitgebrei word. Van wat is die boustene wat in plek moet wees vir 'n taal om te floreer? As jy gaan kyk op Ethnologue se webtuiste, enige iemand kan dit in Google intik en dan gaan kyk, waar lê Afrikaans? So daar's klomp verskillende Ethnologue verdeel, tale in uitgesterf, is op die rand van uitsterwing, is in gevaar, neutraal en dan nasionaal of institusioneel en nasionaal. Dit volgens navorsing wat hulle inwin en data wat hulle inwin, om te kyk waar lê 'n taal se status, jy weet. As jy sê nou maar 2 jaar terug op neutraal is en jy's nou by gevaar, dan is daar sekere goeders wat nou moet gebeur. En UNESCO se raamwerk informeer hierdie data van hulle en die klassifikasie van tale. So as jy gaan kyk na daai data, Afrikaans doen so goed. Mense dink ons is hierdie klein taaltjie, jy weet, stuur jou kinders na Engelse skole toe, hulle gaan soveel blootstelling kry. Ons is nie 'n klein taaltjie nie. Ek dink, nou kan ek nie presiese getal onthou nie, maar 7156 of daar rond tale word nou as lewend tale wat nou, jy weet, gepraat word reg oor die wêreld geklassifiseer. En ons is een van 1,6% van die tale wat regtig aan verskriklik baie vereistes wat UNESCO daar stel voldoen. So ons is 'n klein taal in terme van getalle. Ons kyk as ons, jy weet, in terme van die groter wêreldtale se getalle, is ons 'n kleiner taal, maar die funksies wat die taal het en die eienskappe wat die taal het, maak hom geklassifiseer as 'n institusionele en 'n nasionale taal. So ons is nie besig met iets kleins hier by Afrikaans, ons is regtig besig met eintlik iets groots, en as jy daar gaan kyk, dan besef jy, ek moet my deel doen, want ons kan so vinnig afgegradeer word. En dit is 'n simboliese ding, dit is amper 'n scenario beplanning, dokument wat jy kan gebruik om te kyk, wat moet jy in plek sit om Afrikaans of om jou taal, wat se taal ook al, te laat groei. Maar daar's ook ander aspekte, en dit is daai wat UNESCO nie by het nie. En dit is die wat jy nou genoem het, die digitale komponent. 'n Taal, daar moet gekyk word, net soos daar beplan word vir die gebruik van taal in die onderrig en die ontwikkeling van 'n taal en die gebruik van taal in die kunste, moet daar gekyk word na hoe word die taal op 'n taaltegnologiese in die virtuele ruimte gebruik, en dit is waar ons vir Viva opdrag gegee het, natuurlik in vennootskap met hulle, om vir ons navorsing te doen, om te kyk, wat sê ons taalgemeenskap oor die gebruik van Afrikaans in die virtuele ruimte. Simpel goed, soos, ons op almal se lippe is digitalisering en digitisering, maar word daar gekyk na, waar lê die data wat gedigitaliseer word, hoe lyk die lisensie-ooreenkomste, want daar is sekere lisensie-ooreenkomste, anders kan ons nie met groot taalmodelle daai data trek nie. So dit is 'n hele proses wat gevolg moet word, sodat jy 'n taal regtig optimaal kan benut in die virtuele ruimte ook, en daai is die fokus van hierdie studie saam met Viva. As ek nou luister wat jy sê oor die Ethnologue en waar ons lê op die skaal, dan klink dit vir my, dit gaan uitsonderlik goed met Afrikaans, maar nou verlede jaar het die ATR ook navorsing bekend gestel wat dit vir my gelyk het, dit gaan nie so goed met Afrikaans nie. Ja, so ek dink nie mens moet so
net so oppervlakkig na dit kyk nie. Natuurlik is daar afname in Afrikaans en hierdie studies ek het nou nog gepraat van bestekopname. Ons moet bestekopname doen om te kyk, waar is ons nou? Want wat moet ons nou doen sodat ons aan die vereistes vir 'n taal wat floreer voldoen? So die ATR-studie het natuurlik sekere ontstellende tendense blootgelê of geopenbaar, maar dit is nie noodwendig dat die taal besig is om uit te sterf en ons kan nou maar opgee en ons tasse pak en gaan nie. Dit sê eintlik net vir ons waar die werk lê, maar die feit dat ons reeds geklassifiseer is as 'n nasionale op UNESCO se raamwerk en die laaste of die hoogste klassifikasie wat jy kry is internasionaal. Nou ons word geklassifiseer as tot op nasionale vlak, al het ons nou maar baie mense wat internasionaal Afrikaans gebruik, word ons as op die tweede hoogste skaal van ethnoloog geklassifiseer. Maar daar is natuurlike afname, maar wat sê hierdie vir jou? Die feit dat ons daar hoog geklassifiseer is, beteken ons infrastruktuur is daar. Ons kan dit doen. Die feit dat die ATR se studie vir jou sê, ja, maar as 'n afname in Afrikaans in hierdie domein of hierdie gebied of so, sê vir ons moet nou gefokus werk aan sekere dele, sodat ons net weer daar kan kom, of verder kan gaan. So jy moet die twee altyd in konteks sien. Ons moet nie net dit apart dink en sê, nou moet ek my kind na Engelse skool toe stuur nie, want as dit nou so lyk, dan hoe gaan dit lyk, oor 2 of 3 jaar dan gaan daar niks Afrikaans wees, en dit is absoluut nie waar nie. Wat ek altyd sê is, taal werk anders as die ekonomie. In die ekonomie gaan kyk jy na vraag en aanbod. In taal werk dit nie so nie. Jy skep die aanbod en die vraag gaan volg. En dit is baie belangrik om te weet. Daar moet mense wees wat vooruitdink, soos die akademie en ander organisasies wat sê, finansiëel, ons is nie hier finansiëel, dit maak dalk nie nou sin vir jou nie, want hier is ons besig om baie geld en tyd en moeite en mense hulpbronne te spandeer aan sekere goed. Maar Afrikaans is besig om uit te sterf. Dit is 'n Noag se ark situasie. Maar dit is nie hoe dit werk nie. Jy moet daai infrastruktuur skep, sodat mense sê, maar hoekom gaan ek nou my kind na Afrikaans, na Engelse skool toe stuur? Of ons is nie anti-Engels nie, ek wil dit ook net baie duidelik sê, ons is absoluut vir meertaligheid, maar dit moenie een taal moenie ten koste van 'n ander taal gebruik word nie. So ons moet daai vraag skep, ons moet vir mense woordelyste, woordeboeke skep in Afrikaans, en dan gaan hulle dit gebruik. Maar hulle gaan nie sê, asseblief, daar gaan 'n handjie vol wees, wat sê, asseblief, skep tog hierdie vir ons, dat ons dit kan gebruik nie. Nee, die maklike opsie is gaan raadpleeg 'n Engelse bron, of gaan na 'n Engelse skool toe, of kyk 'n Engelse fliek, of wat ook al. Jy het so na die einde van die verlede jaar 'n rapport, 2 artikels gehad, dink dit was in Augustus, oor of Afrikaans kan sterf, terwyl ons nou praat hieroor. En jy het ook na ethnoloog verwys. So kan Afrikaans sterf? O ja, beslis. Ek dink dit gaan nie, want ek dink ons baie passievolle mense wat regtig nou skouer aan die wiel sit om te kyk hoe, wat gedoen kan word. En ons bou eintlik maar net op die sentimente van die verlede en die werk wat in die verlede gedoen is. Maar as jy gaan kyk, byvoorbeeld na Ethnologue het, ek dink is hulle 26ste uitgawe teenoor hulle 28ste uitgawe. Met ander woorde, dit was 2023 se publikasie en teenoor 2025 se publikasie. Nou, ek het nou nie alles hier voor my nie, maar as jy gaan kyk na die hoeveelheid tale wat van posisie verskuif het in net 2 jaar, die tale wat op die hoogste vlak gekategoriseer is of geplaas het afgeneem, en die tale wat op laer vlakke, wat in gevaar of uitgesterf is, het toegeneem in net 2 jaar. So ja, Afrikaans kan uitsterf, en daarom is taalbeplanning nou bitterlik belangrik. En dit is maar eintlik net fokus, kyk wat gedoen moet word en gebruik jou energie daar.
ek het 'n kleintjie dood aan oulike mooi goedjies. Dit is oulik en dit is mooi, maar ons het ook ons het al hierdie inligting, ons moet dit gebruik om strategies. En ek dink wanneer iets wat naby aan jou hart is, soos 'n taal baie ter sprake kom, dink mense nie altyd soos jy sal dink wanneer iets so, jy weet, nie abstrak soos finansies ter sprake sal kom nie. So ek wil amper dink konkreet oor taal. Ja, ek dink abstrak oor taal en ek het 'n absolute liefde vir Afrikaans. Dis hoekom ek doen wat ek doen. Ek kan dit nie beskryf nie. Ek is geroepe daartoe. Maar dit is my motivering. Maar ons moet ook met ons gesonde verstande dink wanneer ons dit dan nou beplan vir die toekoms, want dit is hierdie skat, hierdie parel van groot waarde wat jy gekry het, maar wat maak jy daarvan? Jy weet, koester jy dit, ag, dit is mooi en dit is oulik, of woeker jy daarmee en maak gebruik van gesonde besigheidsbeginsels en ook gesonde wetenskaplike metodes om dit oor te dra en in 'n beter toestand te los vir die volgende geslag. Kom ons praat oor Afrikaanse geskiedenis, die geskiedenis, die politieke geskiedenis, die taal van die onderdrukker tipe ding, maar ook die geskiedenis van bou, wat jy nou gesê het, jy weet, en eintlik taalbeplanning, hoe bewuslik of onbewuslik dit ook al gebeur het. 'n Taal se geskiedenis, kan dit kniehalter op 'n manier? Ja, dit is eintlik presies wat jy sê, dit is uit soveel daar's soveel veranderlikes, wanneer jy praat, 'n taal is nie net dit, of dit soos ek sê, dit is so kompleks, want dit is 'n menslike ding, en 'n mens is 'n komplekse wese. Arnold Toynbee, ek is baie mal oor sy uitkyk en sy filosofie en sy boeke wat hy geskryf het. Wat hy basies sê is, elke taal, of elke generasie of beskawing, het 'n sekere probleem vir 'n sekere tyd waarin hulle lewe. En hoe jy hierdie probleem oplos, of met planne vorendag kom om hierdie probleem op te los, met ander woorde, hoe jy reageer op hierdie probleem van jou generasie, of jou beskawing, dit is wat jou toekoms suksesvol of nie suksesvol maak nie. Dit is wat die verskil is tussen generasies of beskawings wat val of nie val nie. Dan sê hy ook, jy kan ook leer, volgende generasies moet ook leer uit die suksesse, maar ook die plekke waar hulle gefaal het van vorige generasies. En ek dink, dit is waar ek nou is. Ek is in 1990 gebore. Natuurlik het ek 'n sensitiwiteit, ek verstaan wat in Suid-Afrika gebeur het, ek verstaan wat deur Afrikaans gebeur het, nie noodwendig wat Afrikaans gedoen het nie, want 'n taal kan nie iets doen nie, dit het deur die taal gebeur. Ek verstaan al daai goed, maar ek het nie bagasie nie. En hoe ek altyd dink oor, ja, jette, daar's klomp verskillende organisasies, en die een is meer links, en die een is meer regs, en die een is neutraal, en die een is ver regs, en die een is ver links. Maar ons moet by mekaar kom, vir my gaan dit oor, as ons gemeene grond kan vind oor Afrikaans, kan ons saamwerk. En ja, ons kan, as ons gaan kyk na die geskiedenis, ons kan regtig leer deur 'n vorige generasie se suksesse, want ek bedoel, dit is presies wat ons nou doen, ons bou voort op die suksesse van 'n vorige generasie, maar ons leer ook uit die plekke waar hulle gefaal het. Maar ons kan nie daar vasgevang bly nie. Ek het nou ding gesien van Diana Ferris, wat so mooi gepraat het, weet hierdie, ja, daar is seer, daar is regtig dinge, ongeregtighede wat deur Afrikaans gebeur het. Nie Afrikaans het dit nie gedoen nie, wat deur Afrikaans gebeur het, maar ons het 'n taal wat ons nou moet laat praat, en ons kan nie nou toelaat dat die soos Arnold Toynbee doen, die failures, dit wat in die verlede nie reg hanteer is, die suksesse beïnvloed nie. Ons kan dit nie nou toelaat nie, want ons kan nou kies. Wil ons nou vorentoe gaan, of wil ons die hele tyd teruggaan en sê, ja, maar dit kan nie. Dit is hoe Afrikaans is, dit is die identiteit van Afrikaans, en ons gaan nie vorentoe nie.
of wil ons vorentoe gaan en sê ons verstaan wat gebeur het, ons verstaan, jy weet, daar's onregte gepleeg, ons verstaan wat is die hele debat rondom standaard Afrikaans versus net variëteite, ons verstaan die hele kwessie van Afrikaans op mikrovlak, maar ook op makrovlak van Afrikaans in die hele land. Ons verstaan al daai goed, maar met sensitiwiteit, met omsigtigheid, met ons gesonde verstand, met wetenskaplike metodes en met deernis gaan ons vorentoe die toekoms in. Jy het in een van die rapportartikels geskryf oor Kierkegaard en sy amper 'n soort van eksistensiële vraag seker op 'n manier vir 'n taal, die bestaansreg van 'n taal. Het Afrikaans bestaansreg? Absoluut. Absoluut. Enige taal wat 'n getaalgemeenskap het, wat mense het wat die taal gekry het by hulle maas, het bestaansreg. Absoluut. Enige taal het bestaansreg. Dit is die taalgemeenskap wat daai bestaansreg moet toeëien. Maar op 'n manier wat jy ander taalgemeenskappe kan se reg tot hulle taal kan respekteer. So dit gaan nie daar's nie vir my 'n kwessie of 'n taal daar moet wees bestaansreg moet hê of nie bestaansreg moet hê nie. Dit gaan oor hoe die taalgemeenskap daai bestaansreg benader. Anneliese, kom ons gesels bietjie minder oor taal en so aan, oor jou grootword jare. Jy het in Pretoria groot geword en ek dink jy was in Garsfontein Hoërskool. Ja, so ek het eers in Ermelo. Ek het eintlik in Ermelo groot geword in Mpumalanga. Ek was daar my laerskool my laerskoolloopbaan daar voltooi by Laerskool J.J. van der Merwe. En toe ek is die jongste van 3 kinders en my ouers het toe of my pa het toe nou wonderlike betrekking gekry in Pretoria en ons is toe nou heeltemal ontwortel en ons moet Pretoria toe trek, maar toe is ek nou die enigste een. My sussie was toe nou op universiteit en my boetie het toe agtergebly in die koshuis daar in Ermelo. Toe is ek nou Pretoria toe en dit was 'n groot skok, want ek het nog kaalvoet skool toe gegaan, toe besef ek nie, hier in die stad in die hoërskool moet jy skoene dra. En jou ouers, is hulle ook so oor taal en so aan? My ma is 'n onderwyseres, 'n graad R juffrou al vir, ek dink 44 jaar, en ek onthou hoe sy ons altyd biblioteek toe gevat het, en daar in Ermelo Dorpsbiblioteek, en dan het ons nou ons boeke kon kies, maar dan sê ons betaal om boeke te lees. En my boetie was nie 'n groot leser nie, maar dan hy is 'n baie goeie besigheidsman, nog vandag ook. En dan hy my nou sê nou maar, ag, nie eers 'n derde betaal nie, maar dan ek nou sy boek gelees en dan ek hom nou vir hom vertel wat in sy boek aangaan, dan gee hy nou vir my derde van sy toelaag. En dan as my ma hom vra, kyk, dan weet hy presies wat om te sê. So my ma het van jongs af 'n liefde vir taal gekweek by ons. My pa is eintlik die baie passievolle man. Ek dink dit is oor sy blootstelling aan verskillende tale. So my pa se ma is Italiaans. My pa het nooit eintlik geleer om dit te praat nie, want dit was so half as, jy's nou in Suid-Afrika. As my ouma nou, jy's nou, en sy is toe nou met 'n Afrikaanse man getroud, 'n boer getroud. Hulle het in Vryheid gewoon, maar hulle is toe nou hier in Suid-Afrika en hier mag jy nie, hier praat ons Afrikaans of Engels. So ek kon dit altyd hoor in my ouma's, die manier hoe sy gepraat het. Sy het baie van daai ortografiese dele van, of jy weet, sintaktiese elemente oorgebring van Italiaans oorgebring in Afrikaans. En ek kan altyd onthou, sy sal 'n stelling maak, 'n vraag vra en homself antwoord. Sy sal byvoorbeeld gesê het, dis koud, waarom? Want ek het nie my jersey aan nie. Maar ja, en so my pa is 'n baie passievolle mens. Hy is ook in die politiek. Hy was in en uit in die politiek en maar hy is ek dink ook dit is waar ek my passie vir weet mense en tale en dinge gekry het ook by hom, ja. En het jy altyd geweet jy gaan in 'n taalomgewing werk? Nee, ek het nie eintlik geweet wat ek gaan doen nie.
So ek was nog nooit een van daai mense wat gesê het ek gaan dit doen nie. Ek het allerlei idees gehad. Ek wou baie graag drama gaan studeer het. En toe het my ouers gesê nee, dit is ek moet iets anders doen, maar ek kan nog steeds drama doen. En toe het ek kommunikasie by NWI per campus gaan studeer. En so hier my tweede jaar toe gaan ek op 'n kerkkamp. En toe voel ek moet nou iets anders doen. En toe het ek gedink ek moet pastorale berading of ek moet maatskaplike werk doen. En ek vind toe uit en ek sien toe ook ek sê bel my ma toe en ek sê nee, maar ek wil nou iets anders studeer. Toe sê sy nee, dis reg, maar maak eers jou een klaar. En onthou jy studeer met 'n studielening. So jy gaan dit weer terugbetaal. Toe het ek op die einde van die dag reggekom by pastorale berading en sielkunde. Dis 'n BA graad wat jy deels by die teologiese fakulteit studeer en dan op hoofkampus studeer, maar ek kon dit saam met my kommunikasie doen. So toe dink ek nou nee, ek het nou kommunikasie, maar ek gaan nou 'n pastorale berader word tot ek het alles so goed gedoen en tot ek my prakties moet doen, te dink ek nee, hierdie mens dink aan geen oplossings nie, hulle praat net die hele tyd. Toe besef ek nee, ek gaan dit nou maar by boeke kennis los en baie aan my studieskuld nou maar spandeer, maar dit was nou my skoolgeld. En maar die kommunikasie, ek het gedink ek gaan in 'n joernalis. Ek het gedink ek gaan in die journalistieke rigting ingaan, maar toe het ek Afrikaans Nederlands as hoofvak gehad. Nee, as byvak, maar toe dit my nou so gegryp. En daar's baie profies en lektore wat ek voel my nou nogal my belangstelling daarin wakker gemaak het. En toe het ek honneurs verder gedoen in Afrikaans Nederlands, maar toe het ek ook nog toe het niemand geweet wat ek gaan doen nie. My ouers het seker gedink hulle gaan vir die res van my lewe vir my sorg, want ek moes iets konkreet gaan studeer het. Jy weet, soos my sussie het onderwys studeer en my boetie het regte studeer, want daar weet jy wat jy gaan word. Ek weet nie eintlik wat ek gaan doen nie. En toe het ek begin klas gee na my honneurs in Afrikaans Nederlands by 'n privaat hoëronderwysinstelling. Ja, en as ek terugdink aan daai klas gee, dan kry ek daai studente so jammer. Want ja, ek het niks geweet nie. Nie dat ek nou veel weet nie, maar ja, ek het nie veel geweet nie. Jy het toe linguistiek gedoen, het jy jou M of jou D daarin gedoen? Ja, so toe het ek my meestersgraad deeltyds gedoen. En dit het gegaan Afrikaans Nederlands, maar dit het gegaan oor taalbeleid in privaat hoëronderwys. Toe was dit nou nog nie so groot ding privaat hoëronderwys nie, maar ja, dit was iets wat ek raak gesien het. Jy weet, iets wat gaan gebeur en ek het toe my M daarin gedoen. En toe later jare het ek of eintlik van die begin af van my honneurs af het ek baie betrokke geraak deur Prof Ernst Kotse se module wat die heel eerste keer aangebied is. Kan nog onthou dit was deur Skype op die PUK kampus forensiese linguistiek. Ja, maar ons het die helfte van die periode het die lyn geval. Maar dit was daai beginjare van Skype nog, want hy het waar was dit in die Oos-Kaap? Port Elizabeth. Ja, het hy gesit en dan het hy klas vir ons gegee so. En toe het hierdie forensiese linguistiek my vreeslik geprikkel. Toe het ek later my PhD in toegepaste linguistiek gedoen, wat nou maar eintlik sosiolinguistiek en forensiese linguistiek is. Maar ook weet, op 'n taalaktivistiese wyse gekyk na die gebruik van meertaligheid in die Suid-Afrikaanse regstelsel. Wat nie net op Afrikaans fokus nie. Natuurlik het ek my PhD in Afrikaans geskryf, want ek was ook 'n beurshouer van die akademie. Ja, so ek het toe nou verder gegaan in taalgebruik in regsprosesse ook. Ja. Is dit wat forensiese linguistiek is? Ja, dis wat forensiese, daar's verskillende afdelings. Jy kry hofsaal diskurs, met ander woorde, wat jy kyk na tolke.
Daar's baie voorbeelde. Ons weet mos nou van die Oscar Pistorius saak waar die tolk heeltemal, verkeerd getolk het en dis nou maar net 'n bekende een. Daar's honderde voorbeelde daarvan. Jy kyk ook na ek is nou deel van 'n navorsingsgroep wat fokus op die polisieverklaringe. As jy nou by 'n polisiestasie ingaan, moet jy A1 verklaring en jy wil 'n verklaring aflê of beëdigde verklaring aflê, moet dit in Engels geskryf wees. Jy kan nou in Afrikaans praat, maar dit moet in Engels geskryf wees. Nou of jy skryf hom of die polisiebeampte, jy hoop nou maar hy skryf nou reg wat jy nou daar sê. Dis eintlik skrikwekkend. Dis skrikwekkend met pen en papier. En dan dit word nou jou verklaring. Nou sê nou maar jy gaan later hof toe of jy weet dit beland in 'n proses waar jy nou later word dit nou deel van die hofstukke. En jy sê maar ek het nie dit gesê nie. Dan sê jy nie maar jy weet die kruisondervraging kan sê tydens kruisondervraging kan daar gesê word maar jou handtekening is daar, jy het dit dan gesê. Maar dan, ons praat van transprinter. Die polisieman word op hierdie stadium die interpreter en translator, né? Hy word die tolk en vertaler. Ja. Want dit moet, om in die taal van rekord is Engels. So die rekord moet op in Engels wees. So of jy nou, weet Engels magtig is en regshulp Suid-Afrika het in 2016 'n baie goeie opname gemaak. En hulle kyk na die armste, hulle staan die armste van die armste by met regsdienste. Want ons sê mos ja, maar almal kan ons Engels praat. Ons almal kan ons, jy weet, en dit is glad nie waar nie. Ek dink 27%, net 27% van hulle kliënte kan Engels praat op 'n bevredigende Engels praat, lees en skryf op 'n bevredigende wyse. Nou dan praat ons nie eers van die wat dit glad nie kan doen nie. Nou, as jy in 'n hof staan, wil jy bevredigend kan praat of as jou lewe daarvan afhang of nie. En dan die ander ding is hoftolke. Ek bedoel, ja, ons kry regtig baie goeie hoftolke en die stelsel is die probleem. Hoftolke moet matriek hê. Jy kan gaan kyk op die webblad van die departement. Hulle moet matriek hê en dan moet hulle 6 week. Hulle moet vlot in die tale wat hulle na toe tolk, doeltaal en die teikentaal wees. En dan moet hulle 'n 6 weke kursus gaan doen. Geen regsterminologie nie, niks. Nou is die taal van rekord Engels. Maar hulle sê, ja, maar jy het nog steeds die reg om artikel 35 in die grondwet, jy het nog steeds die reg om die taal van jou keuse in enige regsgeding te gebruik. Dis net in strafregtelike sake, die staat gee vir jou 'n tolk, né? Maar die tolk, jy weet nie wat daai tolk sê nie, jy weet nie of hy, want sy kwalifikasie hoef nie so hoog te wees nie, en dan die arme tolke word so min betaal vir verskriklik baie werk, so dis nie jou beste van jou beste wat jy tolke word nie. Met siviele sake moet jy vir jou eie tolk betaal. So wat gebeur? Jy praat in Engels of jy getuig in Engels en ek het soveel navorsing gedoen wat heeltemal misverstande, wat soveel probleme veroorsaak het, want die persoon praat in sy tweede of derde of vierde taal, want hy kan nie nou nog, hy betaal nou baie vir hierdie siviele saak, hy kan nie nou nog vir 'n tolk ook betaal nie. Maar dan die ander deel van forensiese linguistiek wat nou meer as ek nou die Engelse woord glamorous kan gebruik, is die kyk, forensiese linguistiek het eintlik begin, die dissipline is 'n jong dissipline, maar met die Unabomber. Ja, waar kyk, hy is uitgevang op grond van sy taalgebruik, sy essays wat hy gebruik het. Ek kry so hoendervleis. Daar's baie dokumentêre reekse oor hom en 'n fliek ook. Kaczynski. En toe kom hulle agter, maar daar's 'n spesifieke idiolek. Met ander woorde, jou spesifieke taalgebruik wat jy as mens gebruik, kan as sekere gemerkte taal. So ek weet ek het nou al baie gehoor, ek gebruik die woord fantasties baie. So as iemand gaan presies weet, ek gebruik daardie woord baie en hulle kan dit terugwerk, maar ook baie dieper soos grammatikale konstruksies en al 'n hele reeks van goeders wat na gekyk word. So iemand, dit gaan oor outeurskap, identifikasie. En dan is daar ook dispute met versekeraars, jy weet,
mediese nalatigheidseise oor die aanwysings op medikasie en sulke tipe goeder. So enige iets waar taal en die regsproses by mekaar uitkom, dit is ook waar forensiese linguiste by mekaar kom. Of waar forensiese linguiste gebruik word in kontrakte. Ek het 'n saak gedoen wat daar na van 'n onderwyseres wat beweer het sy het iets gesê, maar dit is nie so gehoor deur die toehoorders nie. Om dan te kyk, maar wat is die waarskynlikheid dat daar verskillende betekenisse geheg kan word aan 'n woord of so. So in Engeland byvoorbeeld by Aston Universiteit is daar 'n forensiese afdeling wat saam met die polisie werk. Dis nou onlangs, my kollega met wie ek baie saamwerk, Dr. Shakira Dokrat het nou onlangs in die so sy het emojis, so sy het nou getuig in daai verhore. Ja, oor die gebruik van emojis want kyk, jy kan nou dis 'n tipe taal. En jy kan sê jy kan sê 'n kontrak is bindend met deur 'n sharp emoji te wys. So daar's 'n hele nuwe veld wat oopgaan. En dis nou eers onlangs wat mense forensiese linguiste eintlik gebruik word om na sulke sake te kyk. Ek het 'n ander saak gedoen wat iemand of ek het net 'n verslag geskryf, ek het nie self gaan getuig nie, wat iemand gesê het, maar ons is jy moet nou die hele konteks verstaan, maar hy het so na sy oorlosie gewys en gesê, ons is nie op Afrika tyd nie. Jy weet, en daar het natuurlik sekere konnotasies en betekenisverskille, semantiese, pragmatiese aspekte wat na vore gekom het. En dan moet jy kom en vanuit 'n taalkundige perspektief gaan kyk na, okay, maar hoe sou 'n sekere groep mense in daai konteks dit opneem? Ek het, en jy weet, wat sal die bedoeling, die perlokusie, die illokusie, wat sal die bedoeling wees om op 'n wetenskaplike wyse te kyk? Dieselfde, ek het ook navorsing gedoen oor haatspraak, want haatspraak is forensiese linguistiek. Wat is die implikasies van haatspraak? Wat is die bedoeling wat daar agter? Hoe ontvang die ontvanger dit? Wat is sy konteks? So dit is eintlik daar word baie keer, as ek net kan terugkom na dit, met die haatspraak verhore, veral nou met die Malema haatspraak saak, het dit my so ontstel. As dit gaan oor 'n mediese nalatigheidseis, wie gaan jou deskundige getuie wees? 'n Dokter of iemand met mediese kennis. Maar met die haatspraak, wat is dit? Wat is kern daar? Spraak. Maar daar's nie taalkundiges ingeroep om te gaan kyk presies op 'n wetenskaplike wyse, jy weet, dit te ontleed om te sê is iets haatspraak nie. Daar's baie meer gevoelswaarde in, en dit kan enige kant toe gaan. Ons kan tot, jy weet, volgende jaar redeneer oor is iets haatspraak of nie, as ons nie op 'n wetenskaplike taalkundige wyse daarna kyk nie. Is daar iemand wat jy bewonder? O ja, nee, ek bewonder verskriklik baie mense. Ek dink ek sien so baie foute wat of dinge waarna ek kan streef. Ek bewonder absoluut my ouers, en dis dalk nou 'n cliché ding om te sê, maar jette, ek bewonder hulle verskriklik hoe hulle ons groot gekry het, want ek is self 'n ma. En ek dink, dis regtig moeilik om jou kind groot te maak, om reg te wees vir alles in die lewe, en hy of sy of hulle eie pad kan oopkap. En dan ook my ouers se deursettingsvermoë, hoe hulle in omstandighede, jy weet, wat nie altyd gunstig was nie, so baie kom bereik en 'n lewe vir hulle self kan skep en geluk kan vind. Ek dink ja. Daar's baie mense wat ek kan noem, maar ek gaan nou volstaan by hierdie 2. Waarop is jy trots? Ek is baie trots natuurlik op my taal, maar as ek nou dink aan my eie ek is baie trots op my kinders. En ek is trots op die ek is regtig trots op die mense wat hulle is, en ek dink van, mens kan nou sê jy het baie prestasies en alles gehad, maar ek dink om kinders groot te maak, of om kinders te hê wat hulle self kan handhaaf,
en ag, hulle het nog baie jare want hulle is nog klein voor hulle, maar ek dink dis die grootste prestasie. Ek is regtig trots op dit en dit is nie iets wat ek vermag het nie. Ek dink dit is maar it takes a village. So ja, nee, ek is trots op hulle. Jy is nog baie jonk, maar is daar al iets waaroor jy spyt is? Ek is daagliks spyt oor goed. Maar ek het besef elke dag wat ek nou gister verkeerd gedoen het. Ek besef dit daarom nie dieselfde dag nie. Dit kom ons so op na jou. Nee, ek is spyt oor klein goedjies, maar ek is so dankbaar vir dat ek nie spyt is wat dis nie so spyt dat my lewe ontspoor het. Jy weet nie, sulke tipe goed nie. Ek is ja, daar's sekere momente in my lewe, maar dit het my ook gemaak wie ek nou is. So ek is nie spyt oor iets groots nie. Ek is baie keer spyt dat ek nou heftig gereageer het op, jy weet, kleiner goedjies. Maar ek is nie spyt eintlik oor enige iets nie, want dit maak jou wie jy is. Wat verveel jou of wat is vir jou soort van oneindig oninteressant? Om kos te maak. Ja, nee, ek hou glad nie daarvan nie. En almal wat my ken weet, ek hou nie daarvan nie. Dit is vir my oneindig. Interessant en ook cricket. Ek hou glad nie van cricket nie. Ek hou nie van die geluide nie. En askies golf ook. Ek hou nie van die geluide van cricket en golf nie, en ek hou nie daarvan om kos te maak nie. Maar verder hou ek van meeste dinge. Annelies, baie dankie vir jou tyd wat jy ingeruim het om te gesels vandag. Ek waardeer baie, dit was regtig waar vir my oneindig interessant. Baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid, Pieter. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knoppie hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.